geliefdes. Ons sê ook in besonder baie sterkte vir oom Johan en vir die kinders en aan die broers en al die familie. Ek gaan net voordat ons begin met die diens net 'n paar orde reëlings tref. Ons het nou vandag probleme met die internet. Onder andere waarskynlik as gevolg van 'n storm wat gisterand die dorp rond toegeslaan het. En wat ons dan nou gaan reël is, die preek kan nou nie regstreeks uitgesend word nie, maar ons neem nog steeds die klankopname en 'n video-opname op. En dan kan die van julle wat weer daarna wil kyk of wil uitstuur, vir oom Johan kontak en oom Johan kan dit dan by Chart kry, die skakels om dan die YouTube te kyk, of die klankleer om weer daarna te luister. Is dit reg so met oom ook? Goed. En dan, soos die verrigtinge verder gaan loop, dis dan nou eers die diens, en na die diens gaan broeder Chart Kutse dan voorgaan met die bedankings en ook die voorlees van die brief wat ook in die blaadjie agter is. En na dit alles kan julle dan gerus sal toe beweeg vir ligte verversings. Kom ons elkeen verklaar, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou, voordat ons na die woord van die Here luister, sing uit Psalm 48 vers 1. Psalm 48 vers 1. Die Heer is groot waar Sion top, omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe, die berg en stad in songlans bewe. Die berg Sion wat bekend gestaan het as die berg van die Here se teenwoordigheid oor Israel, en Israel kon altyd na hierdie berg kyk en weet die Here se magtige teenwoordigheid is daar met sy volk. Kom ons sing Psalm 48 vers 1 terwyl ons staan en daarna gaan ons saam bid. Die Heer is groot waar Sion top, omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe, die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde, blink bo die lof van woorde, daar waar in vlekkelose wet, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsberg hom bekend gemaak. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom na U toe in gebed met smeking, en met 'n diep ontzag, soos wat U vir Israel beskerm het in die Ou Testament teen hulle vyande,
nog meer is U by ons teenwoordig. Want U Gees woon lewend en kragtig in ons. En daardeur ontvang ons soveel seëninge uit U hand. Beskerming teen die bose, ontvanging van U liefde in ons harte, in ons denke, troos wat net deur U Gees vir ons gegee kan word. Ons loof en ons dank U daarvoor. Maar in besonder smeek ons U ook. Want vandag het ons hartseer. Maar U weet wat dit is. Want ons Here Jesus het self mens geword en hy was self hartseer, hy was self 'n mens. En deur hy wat soveel medelee met ons het en ons swakhede en alles van ons, weet ons U verstaan ten volle. Ja, U ken die hartseer van oom Johan en van die familie, en van die kinders. Maar nou smeek ons U om hierdie hartseer tog te bedaar. Want ons weet ons hoef nie te treur oor Tannie Doreen nie. Sy is U kind, haar lewe het dit getuig. Mag ons tog hierdie hartseer omskep in blydskap, dat sy by U kan wees in U volle glorie en teenwoordigheid. En mag die boodskap en U woord ons elkeen so vertroos, deur te weet ons behoort ook aan U. En ons bid ook vir ons almal hierso, dat U ons elkeen dan hierna tog sal veilig terugstuur na ons bestemmings. Ons herken ons hele lewe is in U hande. En ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie. Ook aan oom Johan se, hulle se dogter wat oor see sit. Ag, gee haar ook die vertroosting en weet dat U daar is. En dat U beloof het aan ons elkeen, U is met ons tot die volëinding van hierdie wêreld. Daar waar ons nog steeds hartseer is, laat ons tog ons oë hou op ons koning en verlosser, op ons Here Jesus Christus, wat die krygsman en volëinder van ons geloof is. Verhoor tog ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam luister uit die woord van die Here deur te lees uit Jesaja 43 vers 1 en vers 8. Jesaja 43 wat eintlik ook 'n versoek was van oom Johan en seker dan ook van die res van die familie. Want Jesaja self, veral van vers 40 af, is 'n boek vol troos.
Soos Jesaja 40 vers 1 begin, troos, troos my volk, sê julle God. En hierdie troos wat die Here deur Jesaja vir sy volk gegee het, is ook van toepassing op ons, hoe die Here ons deur hierdie woorde troos. Ons lees van Jesaja 43 vers 1 tot vers 8, en ek lees vir ons voor uit die 33-53 vertaling. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste afbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het. Geliefdes, as ons so na hierdie woorde luister, maar nou, so sê die Here, dan moet ons mooi verstaan wat hierdie maar nou beteken. Vir Israel het dit beteken, aan die een kant het die Here al hulle sondes aan hulle bekend gemaak en vir hulle gesê presies waarom hy hulle gestuur het in ballingskap. En in die vorige hoofstuk, veral vers 25, daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van die oorlog, en dit het hulle rondom aan die brand gesteek. En dan veral nou, maar nou, die woorde wat uiteindelik die evangelie van Christus saamvat, maar nou. Want hier het ons te doen met 'n sondige en afvallige Israel, 'n volk wat die Here nie wou ken nie, nadat die Here keer op keer hulle teruggeroep het, en hulle ook gewaarsku het en gesê het, as julle so aanhou, gaan ek julle wegstuur in ballingskap. En hoekom dit so spesifiek die woorde van die evangelie saamvat, is omdat elke liewe mens net so in die sonde gebore is en daagliks die sonde teen die Here doen. Maar nou het die Here vir ons Here Jesus Christus gestuur om in ons plek in te tree. Dit is hoekom die woorde maar nou so treffend is, want die mens het nie verlossing verdien nie. Ons het nie iets na die Here toe gebring en gesê, kyk, ons het genoeg gebring vir ons eie betaling vir ons sondes nie. Nee, dit is alleen maar nou, so sê die Here, maar nou doen die Here
Nou tree die Here op, omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is en ek jou liefhet. Dit is die basis en die grond waarom die Here vir Israel uit ballingskap verlos het en vir ons sy enige gebore seun gestuur het, omdat hy ons liefhet. Dit is die eerste en finale grond op waarom die Here dit gedoen het. Sy liefde, omdat hy getrou is aan homself en getrou is aan sy eie beloftes. Sy liefde is so sterk vir sy uitverkore kinders dat hy sy enige gebore seun nie gespaar het nie vir ons. Maar nou kan 'n mens maklik hierdie volgende woorde op verskillende maniere verstaan oor die feit dat die Here nou sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou, as jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie oorstroom nie, as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, as jy in vlam, en die vlam sal jou nie brand nie. Dan kan 'n mens maklik dink, maar nou sê die Here, niks sal ooit met ons gebeur nie, niks sleg sal ooit met ons gebeur nie. Maar dit is nie wat die Here hierso sê nie. Ons moet natuurlik die volle konteks verstaan van Jesaja. As Jesaja gepraat het van water en riviere en groot massas vuur wat brand, dan praat dit van die Here se oordeel oor die nasies. Dink byvoorbeeld aan die volk toe hulle uit Egipte uit verlos is. Die volk het deur die waters gegaan, maar die groot massas waters het die Egiptenare vernietig. Die Here het as ware tydelik daar in die tyd al gewys dat hy die Egiptenare gestraf het. En in hoofstuk 8 van Jesaja vers 6 tot 8 sê die Here deur Jesaja, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag wat saggies vloei, en daar vreugde saam met reus in die seun van Remalia is. Met ander woorde, hulle het die sagte stil waters verontagsaam toe daar vrede was in die land. Toe die Here goed was vir hulle, het hulle dit verontagsaam. Hulle het die Here verontagsaam. Kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom 'n sterk en magtige waters van die Eufraat. So het die Here sy stil en rustige en vredevolle teenwoordigheid omgeswaai in oordeel. Dieselfde met vuur wat brand. Die tekens van die Here se oordeel. En as hulle hierdie woorde gehoor het van riviere en massas waters en vuur, want hulle gedink aan die Here se oordeel. Maar die feit dat die Here nou beloof hierdie dinge sal nie iets oor julle bring nie, is die verlossingswoorde van die feit, ten spyte daarvan dat die Here die vorige geslag gestraf het vir hulle sondes, gaan die mense wat nou uit ballingskap uitkom, by die Here vrede hê. Sy toorn en oordeel wat oor die vorige geslag gekom het en oor die nasies rondom, gaan hulle nie tref nie. Want die Here is vir hulle so lief. Hy is vir hulle is vir hom kosbaar in sy oë, hoog geag. En dan lees ons in vers 4 dat die Here mense in jou plek en volke vir jou lewe gee. Die manier waarop die Here vir Israel verlos het uit ballingskap, op daardie manier is deur sy oordeel. Deur die geskiedenis het hy toegelaat dat die Babiloniërs vir die Juda-ryk, die Suiderryk, weggevoer het in ballingskap, maar saam met dit was dit nie net Juda wat daaronder gelei het nie, daar was klomp ander kleiner lande en state, selfs Egipte
het daardie straf gevoel. Egipte, wat toe later selfs 'n kleiner staat onder die regering van Babylonia geword het, van Babel geword het. Daarom het hy Egipte as losprys gegee, want die Here is so lief vir sy volk, dat hy ander volke ook die straf laat voel het, maar Israel is vir hom kosbaar. En dis dieselfde toe hy hulle verlos het uit Babylonia. Toe hy die Mede en die Perse gestuur het, het presies dieselfde gebeur onder koning Kores. Kores het weer die Babyloniërs oorwin. Daar was 'n straf oor die Babyloniërs, omdat die Babyloniërs vir Israel weggevoer het. En die Here doen dit alles omdat Israel vir hom so kosbaar is. Met die een hand, met dieselfde hand wat hy verlos, is dieselfde hand waarmee hy die volke rondom gestraf het. En hulle het dit verdien, want dit was vyande van Israel. Die Babyloniërs het sy mense verdruk, hulle vervolg, baie van hulle doodgemaak, Jerusalem platgeslaan. Maar hulle is vir hom so kosbaar dat hy hierdie mense sou laat doodgaan terwille daarvan dat Israel weer uit ballingskap kan uitkom. En soos wat hierdie oordeel rondom Israel gebeur, hierdie waterstrome en vuur brand, gaan hulle daardeur sonder om daardeur oorstroom te word, sonder om deur die Here se toorn verbrand te word. Hulle sien al hierdie dinge gebeur, maar hulle self gaan deur daardie pad in die woestyn wat die Here vir hulle voorberei het. En hulle kom veilig weer in Jerusalem terug. Kan julle sien hoe duidelik is die evangelie al hier in Jesaja teenwoordig? Want dink maar aan die wyse waarop die Here ook sy liefde aan ons geopenbaar het. Waar hy een gestuur het, soos wat hy Egipte en Kus en Seba in die plek van Israel as losprys gegee het, vir wie het hy in ons plek ons losprys gegee? Is ons Here Jesus Christus, is sy eie seun, wat hy oorgegee het as losprys vir ons. Daarom staan daar aan die een kant, die Here is ons verlosser, maar aan die ander kant kry ons die woordjie losprys in hierdie gedeelte. Losprys. Hy het ons as ware losgekoop, want ons was skuldig aan iets gewees, en daardie skuld was skuldig aan die Here, teenoor die Here. Maar daardie skuld was aan Christus gestraf. Maar wat moes gebeur het uiteindelik is dat hy moes daardie toorn van God gedra het. Met ander woorde, waar ons nou hierdie simboliese taal van water en vuur lees, is dit wat ons Here Jesus aan die kruis gedra het, toe hy opgetree het as losprys. Want is as ware nie net massas waters en vuur wat brand nie, maar dit is die volle oordeel van God. Iets wat die Bybel baie keer maar uitdruk in geweldige taal, maar wat in die menslike verstand nog steeds iets onbegryplik is. Dit het ons Here Jesus vir ons gedra. En daarom kan ons hierdie einste woorde van waters en riviere wat ons nie sal oorstroom nie, ook ter harte kan neem. Want ons Here Jesus het daardeur gegaan ter wille van ons, dieselfde met die vuur. Die toorn van die Here gaan nie oor ons uitgegiet word nie, ter wille van sy seun.
En dit is waarmee ons getroos word in die evangelie. En oom Johan en kinders en familie, dit is waarmee julle getroos word. Met die afsterwe van 'n geliefde. Dat sy wat geglo het in Christus nie oorstroom word deur waters nie. Nie die oordeel van God ontvang nie. Want Christus het dit vir haar gedra. En sien hierin die liefde van God raak. Vir ons elkeen. Dat ons so kosbaar is in sy oë. Dat hy bereid was om hierdie prys te betaal. Vir ons elkeen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 100, vers 1 en vers 2. Juig al wat leef, juig voor die Heer. En hierdie einste Psalm is uiteindelik ook hoe ons eendag in die hemel so sal erken die Heer is ons God en waar hy vir hom 'n volk toeberei. Kom ons sing Psalm 100 vers 1 en vers 2. Juig al wat leef, juig voor die Heer, en God met blydskap gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy feite wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Ons gaan nou oorgee aan broeder Chart Kutse wat die bedankings gaan doen. Goeiemôre almal. Ek wil eers die brief lees van die kinders. My ma was my ma. Sy het 'n hart van goud gehad. Haar kinders was haar lewe. Haar kleinkinders was haar trots. Haar man was haar anker en haar rots. Het haar altyd regop gehou. Sy was onbeskryflik lief vir haar ouers gewees, en haar boeties en sussie was lief vir haar net soos sy was. Sy sou enigiets vir haar naaste doen. Om hulle gelukkig te sien, het haar gelukkig gemaak. Die Here het haar vir my en Diwan gegee as ma, omdat sy die beste was. Ons was so bevoorreg. Dankie Here dat ek haar in my lewe kon hê. My ma het nou haar engelvlekke gekry.
En ek bid elke dag om ook 'n ma te kan wees soos sy was. Ma het my altyd ondersteun in wat ook al ek aangepak het. En dit sal ek altyd by my hou. Ons is baie lief vir ma en mag ma vir altyd in ons harte voortleef tot ons mekaar weer sien. My liefste moeder. Dan het oom Johan my gevra om net die volgende bedankings te doen. Die grootste en belangrikste bedanking is aan ons hemelse Vader, wat Doreen as 'n kind van God met ons gedeel het vir die afgelope 61 jaar. Vir Dr. Greaves en Dr. Kaan vir julle professionele diens en bystand met Medikliniek Newcastle en spesifiek aan al die personeel van die hoësorgeenheid, oom Tinus Kreer wat die begrafnis behartig het, van Afbop meneer Andries Fourie, jaar 24 vir die ambulansdienste, aan die susters van die Gereformeerde Kerk Newcastle, wat die familie voorsien het van die etes gedurende die week, en ook die verversings wat vandag voorsien sal word. Dit word opreg waardeer. En vir die familie en vriende wat vandag teenwoordig is, as ook die wat van ver af die familie vandag ondersteun. Dit is nou die afkondigings. Ons gaan nou die oorwinningslied speel en daarna kan ons almal gaan na die saal toe.